Almal, in hierdie video verduidelik ek hoe om die buiteoppervlakte en die volume van 'n driehoekige prisma te bereken, soos wat jy dit in die graad 8 syllabus vind. Nou onthou nou, 'n driehoekige prisma, dit is 'n driedimensionele figuur waarvan die basis 'n driehoek is. Dit kan of net 'n gewone driehoek wees of 'n reghoekige driehoek. Nou, om 'n formule vir die buiteoppervlakte te bereken, het ons dan nou daardie driehoekige prisma se net of patroon nodig. En jy sal nou ook sien, wat het ek nou hier gedoen? As jy nou na die eerste skets kyk, dan moet jy verstaan dat hier is 'n loodregte hoogte en daardie is die basis van ons driehoek en dan kan jy nou sien ook hierso, daardie is die lengte en ons gaan daardie ene W, die wyte of die breedte noem. Of, ja, ons maak so. Nou goed, die buiteoppervlakte van 'n driehoekige prisma bestaan dan uit. Kyk nou na die patroon. Kan jy sien, daar is 2 rooi driehoeke, plus daar is 2 kantreghoeke. Dit is die geeles. Ek kon nou ongelukkig net nie daardie woord geel maak nie, want dan gaan jy dit nie sien nie. En dan is daar ook die grondreghoek. Nou moet ons verstaan, wat is die formule vir die oppervlakte van 'n driehoek? So, wil net mooi vir jou wys, daar is 2 van hulle, en die oppervlakte van 'n driehoek is half maal basis maal loodregte hoogte. Dan is daar 2 kantreghoeke, die geeles, en die oppervlakte van 'n reghoek is mos lengte maal breedte. En 'n grondreghoek, een van hulle, dis die groene, sy oppervlakte sal wees lengte maal breedte. Nou in terme van ons skets, kom ons gaan vul gou alles in wat ons sien. So ons het dan nou 2, want dis nou die 2 driehoeke, en die oppervlakte van 'n driehoek half maal basis maal hoogte. Die B is dan nou die basis in hierdie geval. Plus 2, as ons nou kyk na die kantreghoeke, dan gaan jy sien, ons het 2, lengte maal breedte gaan dan L maal W wees. En dan ons grondene, hy gaan wees lengte maal breedte, maar hy gaan wees L maal B, want daardie B is eintlik hierdie basis daar. En wat ons dan nou doen, is ons gaan nou net so 'n bietjie mooi maak, met ander woorde, ons raak van daai maaltekens ontsla en ons raak van die hakkies ontsla, en dan kan ons hierso sê, 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan homself in 1 keer. Onthou, 'n hakkie beteken vermenigvuldig, so daardie het nou alles daardie het mekaar uitgekanseleer, en dan skryf ons B maal H, net so langs mekaar. BH, plus, en hier het ek van die maal en van die hakies ontslaag geraak, 2 maal L maal W, en L maal W is net LB. Maar nou, ek stel voor, jy moenie daardie formule memoriseer nie, want hoe gaan jy nou dit doen? Dis mal. Jy gaan liewer elke keer, wanneer jy nou die buiteoppervlakte moet bereken, kan jy vir jouself gou-gou 'n formule aflei. En jy gaan sien, ons gaan dit nou so doen in die volgende voorbeeld ook. Die vraag sê, bereken die buiteoppervlakte van die driehoekige prisma met 'n loodregte hoogte van 3 cm. Nou goed, nou moet jy mooi dink. Kom ons dink nou aan 'n formule vir die buiteoppervlakte. Kyk nou mooi, die buiteoppervlakte bestaan uit 2 driehoeke, plus die 2 kantreghoeke, plus 'n grondreghoek. So nou, vir die driehoeke, is dit mos nou, daar's 2 van hulle, dis hoekom daar 'n 2 is, en die oppervlakte van 'n driehoek is half maal basis maal hoogte. Plus, en dan die 2, die kantreghoeke is lengte maal breedte, en die grondreghoek is lengte maal breedte. Nou kan ons invervang. Die basis van ons driehoek, kan jy sien daar, is 8, en sy loodregte hoogte, dis die een wat ek vir jou gegee het, of, jy gaan nie daai kan sien nie, ek kan vir jou so wys met 'n ander kleur, dis daardie hoogte,
Onthou, daardie teken beteken hoogte. So dit is hoekom dit half maal 8 maal 3 is. Dan ons twee kantreghoeke, lengte maal breedte, daar kan jy sien, die lengte is 12, en dan die breedte, sal jy sien dat ek nou hier as 5 aangedui. Nou gaan jy vir my vra, hoekom? Daar kan jy mos sien, daardie kant is 5, en onthou, daardie streepies beteken, dis dieselfde lengte, so daardie enetjie sal ook 'n 5 wees. En dan plus die oppervlakte van die grondreghoek, wat lengte maal breedte is, wat dan 'n 12 maal 8 sal wees. En nou kan ons dit net alles doen. Hierdie vereenvoudig ons dan na, as jy sê 'n half maal 8 maal 3, dan kry jy 12, plus 2 maal 12 maal 5 is 60, plus 12 maal 8 is 96. En nou kan jy net van die hakies ontslaa raak, deur te sê 2 maal 12 is 24, plus 2 maal 60 is 120, plus daardie 96, en as jy alles bymekaar tel, dan kry jy 240, en let op die eenheid hierso, is vierkante sentimeter. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Voorbeeld 2. Bereken die buiteoppervlakte van die driehoekige prisma. So daar sien jy hom nou, en wat jy ook baie duidelik kan sien daar, is dat die basis van ons driehoekige prisma hier is reghoekige driehoeke. Nou goed, vir die buiteoppervlakte kan ons nou weer ons eie formule skryf. Dit bestaan uit 2 driehoeke, plus 'n agterkant, plus 'n grondreghoek, en dan ook 'n skuins voorkant. Die formule vir 'n driehoek is half maal basis maal loodregte hoogte, plus dan die agterkant is net 'n gewone reghoek, lengte maal breedte, dan die grondreghoek is 'n gewone lengte maal breedte, en skuins voor is 'n gewone reghoek, 'n lengte maal breedte. Maar ek gaan nou gou vir jou hier wys, ons gaan 'n probleem kry net nou, want ons weet nie wat is daardie x se waarde nie. En as jy nou mooi kyk, sal jy sien x is die skuinsy van die reghoekige driehoek. So ons kan gou vir x uitwerk. Kom ons doen dit, en ons gaan dit doen met die stelling van Pythagoras. Deur te sê, x kwadraat, onthou die stelling van Pythagoras is skuinsy kwadraat, is die een sy kwadraat in hierdie geval 4, en plus die ander sy kwadraat in hierdie geval 3. En jy moet ook by sê dat dit Pythagoras is. Nou kan jy verder gaan en sê 4 se kwadraat is 4 maal 4, dis 16, plus en 3 se kwadraat is 3 maal 3, dis 9. Dan kan jy sê 16 plus 9 is 25. Maar onthou nou, jy wil nie x kwadraat weet nie, jy wil x weet. So hoe raak jy van die kwadraat ontslaa? Jy trek die vierkantswortel beide kante, en dan kry jy dat x se lengte is 5. Nou, ek gaan hom so inskryf. Daar is hy. So dis nou daai skuins sy van ons reghoekige driehoek. Terug by ons formule, waar ons nou die buiteoppervlakte van ons driehoekige prisma gaan bereken. So ons het nou die driehoeke se oppervlak 2 maal, half maal, wat is die basis? Dit kan jy sien is 3, maal die loodregte hoogte is 4. Daar het ek dit nou in vervang. Nou die agterkant se driehoek, se reghoek, kan jy sien lengte maal breedte is 4 of 7 maal 4, plus die grondreghoek, daardie enetjie gaan ook 7 wees, en dan is daardie 'n 3, so jy kan sê dis 7 maal 3, en dan skuins voor is dan nou daardie sy wat ons uitgewerk het, en 'n 7. So dit gaan wees 7 maal 5. So nou gaan ons weer gou hierdie alles net uitwerk, deur te sê, ek het nou sommer alles in een slag gedoen, ek het gesê, 'n half maal 3 maal 4 maal 2. Of jy kan net sê, 2 gaan in homself in een keer, 2 gaan daar in een keer, so al wat oorgebly het, was 3 maal 4 wat 12 is. Plus, nou is ons hier, 7 maal 4 is 28, plus 7 maal 3 is 21, plus 7 maal 5
is 35. Ons tel alles bymekaar en ons sien die buiteoppervlakte van ons driehoekige prisma is dan nou 96 en dan ons eenheid is millimeter, maar dis 'n oppervlakte, so ons sê dis vierkante millimeter. Nou vir 'n formule vir die volume van 'n driehoekige prisma. Nou ek het mos vir jou geleer dat volume is altyd die oppervlakte van die basis maal met die hoogte. Nou in hierdie geval is, want dis 'n driehoekige prisma, is ons basis 'n driehoek. So die oppervlakte van 'n driehoek is half maal basis maal loodregte hoogte. En jy sal ook sien in hierdie geval is die loodregte hoogte nou hier aangedui buite die driehoek, maar dit kon ook daar gewees het. Dis ook loodregte hoogte, daardie. En dan is daar nou nog, so ek gaan net gou terug na die volume, is die oppervlakte van die basis, dis nou die driehoekse goede, maal met die hoogte. So in hierdie geval gaan die hoogte van ons driehoekige prisma lengte wees. As jy hom dan nou omdraai, dat hy nou so half op sy basis staan, dan is die lengte die hoogte. En maal, so dis daar die sy, so en nou in terme van die veranderlikes wat ons daar het, sal dit wees half maal basis maal loodregte hoogte maal die lengte. Kom ons doen nou 'n voorbeeld. Bereken die volume van die driehoekige prisma met loodregte hoogte 3 cm. So, ons formule is die volume, vir volume is die oppervlakte van die basis wat 'n driehoek is. Dit is hoekom dit half maal basis maal hoogte is en dan maal met die hoogte wat in hierdie geval eintlik die lengte is van daardie sy. So nou gaan jy net invervang, half maal ons basis is 8, die basis van die driehoek, nê? Maal die loodregte hoogte van die driehoek is 3 en dan die 12 is dan nou eintlik die hoogte van ons prisma as ons prisma draai sodat hy op sy driehoekige basis staan, dan is daardie 12 dan die lengte of die hoogte. En as jy nou alles daardie uitvermenigvuldig, 'n half maal 8 maal 3 maal 12, dan sien jy die buiteoppervlak, die volume van ons driehoekige prisma is 144 kubieke sentimeter. Onthou jy nou, volume se eenheid is sentimeter tot die mag 3 en ons sê kubieke sentimeter. Voorbeeld 4, bereken die volume van die driehoekige prisma. So daar is nou getalletjies vir jou gegee. Volume is die oppervlakte van die basis maal die hoogte. So in hierdie geval is die basis 'n driehoek, daarom is die oppervlakte van die driehoek half maal basis maal hoogte en dan maal die L, dit sal nou die lengte wees. Dit gaan daardie sy, dis daardie enetjie. Ons kan invervang, dis half maal, die basis is 3, maal die loodregte hoogte is 4, en dan is daar die lengte, as jy hom op sy kant draai, waar die driehoek die basis is, dan is daar die 7, die hoogte of die lengte, maal alles met mekaar, en jy kry 42, en ons eenheid is kubieke millimeter. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan neem dit jou na eksamenvrae oor volume en buiteoppervlakte. Dit is 'n kombinasie van alles wat ek nou al reeds met jou bespreek het.